wil net vinnig verskoning maak vir pastoor Leon. Hulle is in die Kaap by ons NLF vergaderings, omdat hy die streek leier is, moet hy daar wees. En dan sommer in dieselfde asem is die wonderlike nuus dat hulle kan daarom Villanel gaan hulle sê. So ons gun hulle dit en ons is eintlik so opgewonde vir hulle dat hulle ook daar dan kan wees. En vir daardie rede het ek die voorreg om jou te kan bedien met die woord vanmôre. Nou, ek dink meeste van julle het moontlik al gehoor wat ek nou gaan sê, maar ek wil dit weer sê as jy dit dalk nog nie gehoor het. Een van die goeters wat vir my in die verlede nou nogal 'n vraag was, as 'n jong Christen was, hoekom moet ek sing en hoekom moet ons in die kerk sing en hoekom moet ons lofsang sing tot eer van die Here? Want my gedagtes was altyd daaroor, maar ek is besig om God so tipe van aan die gang te sit. So God sit en wag tot en met ek iets sê en dan staan hy op en dan doen hy iets. Dis hoe my brein gedink het. Want ek het gedink aan my pa en ma, hulle is besig om te werk en nou is ek besig om vir hulle te sê, ma, ek het 'n probleem, my maag is seer en nou los my ma dit waarmee sy besig is en nou help sy my. Dis hoe ek gedink. En later in my lewe toe moes ek agterkom, weet jy wat? God werk. Hier's nou 'n aardige ene en iemand gaan my dalk uithaal oor hierdie ene. God werk of jy bid of nie, of jy sing of nie. So die feit dat ek hom besing, maak hom nie groter nie, want God is klaar so groot, dat ek kan hom nie groter maak nie. Maar wat wel gebeur is, iets gebeur hier binne in jou en my. So as ek stil bly en ek loof nie die Here nie, dan vertel ek nie vir myself, maar hy's groot en hy's gedig en hy's by magte om te doen ver bo wat ek bid of dink nie, of dat hy's my Vader nie. Dis 'n aardige konsep om aan te dink, nie? So God werk nie harder omdat ek nou meer bid nie. God werk dieselfde. Maar daar gebeur iets in die hemele, in die geestelike realm is daar iets besig om te gebeur. Dis hoekom Paulus sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede in die lig. So ek wil hê jy moet dit onthou, volgende keer as jy sing en as jy bid, dis nie verniet nie. En jy hoef nie die Here aan te wakker nie, want God is klaar wakker oor sy woord en hy werk. Maar jy het nodig om in jou eie gees te ervaar wat die Here wil hê jy moet weet, om geloof te skep in jou, en sodat daar iets kan gebeur. En dis 'n snaakse ding, God werk die hele tyd, maar snaaks genoeg gebeur daar goed wanneer jy bid. Amen. Joch, julle lyk so geskok dat 'n pastoor sulke goed kan sê. 'n goeie plek om te begin vanmôre is om te sê, ons gaan aan met die reeks oor God het dit nie gesê nie. Want daar is baie goed wat mense baie keer kwytraak oor God, want hulle maak 'n afleiding van dit wat binne in die Bybel staan, en dan mis hulle wat God eintlik gesê het, en dan verstaan ons nie hoekom ons gefrustreerd raak nie. Nou, ek is eerlik, laasweek se preek van pastoor Leon het my nou nogal gevat. Ek is eerlik, dit het my bietjie gevat. Want ek maak ook partykeer die fout om te sê wat hy gesê het laasweek. En terwyl hy praat en ek luister na die woord, dan dink ek, joh, ek vat mis partykeer.
So, kom ons laat toe dat God se Gees met jou en my praat vanmôre, laat toe dat sy woord jou verander. Weet julle wat kan ons doen? Die Here kan reg staan om te opereer op jou, né? En jy kan sê, los my, ek's okay. Ken julle sulke ouens? Ek mag nie vra wie van julle is van daai ouens nie. Want ek kom agter, ek kan dit partykeer doen. Partykeer dan doen ons dit onbewustelik. So kom ons gaan kyk. So vanmôre praat ons oor die ding, dat God het dit nooit gesê nie, God sal my meer gee, daar sê, God sal my nie meer gee, as wat ek kan hanteer nie. Hoeveel keer het jy nie dalk al vir jou kinders dit gesê nie? Julle moenie my antwoord nie, want ek dink net, hoeveel keer het ek dit vir my kinders gesê? God sal jou nie meer gee as wat jy kan hanteer nie. Nou dit klink baie oulik, nee. Dit klink so vertroostend en dit kom ek kalmeer net jou nerve en sê vir jou, weet jy wat, die Here sal jou nie, en hy sal dit nie vir jou gegee het as hy nie dink jy kan dit handle nie. Dis hoe ons dink, nee. Maar die waarheid is, God het dit nooit gesê nie. Wanneer ons iets glo wat God nooit gesê het nie, kan dit die manier waarop ons pyn, druk en probleme hanteer beïnvloed. Ek sê weer, as ons iets glo wat in teenstelling is met God se woord, dan affekteer dit hoe ek die lewe hanteer. Ons kan nie altyd verstaan hoekom ons dink wat ons dink nie, maar is omdat ons op 'n verkeerde manier glo. En ek is hier om jou te sê, moenie bekommerd wees nie. God se woord help ons om net weer in lyn te kom. God se woord is amper soos 'n Rudy, wat noem hulle daai goed wat hulle in die kar sit, dat jou kar nie moet hy kry jou kar reguit, dat jy nie spin nie of iets. Dis hy, 'n tracking stelsel. So jy ry en dan sal ewe skielik iets en jy moet uitswaai of iets, dan help die anti-tracking system dat die kar nie moet rol in tol en goeders nie. Hy trek jou kar reguit. Nou kom ons laat toe dat die Here se woord dit met jou en my vandag doen, dat ons kar net weer reguit kan ry. Okay. So, want as ek glo wat God nie gesê het nie, dan kan dit veroorsaak dat ek begin dink daar's fout met my geloof, omdat ek die verkeerde ding glo. Dit kan veroorsaak dat ek dink daar's fout met my. Maar julle kom dit nooit hoor. Want ek is altyd reg, nee. En dit kan veroorsaak dat ons geestelik val. Omdat jy die verkeerde ding glo en nie in die regte ding glo nie, dan faal jy eintlik, want jy glo nie in die regte ding nie, wat jou eintlik op die regte pad moet bring nie. Nou waar kom die verwarring vandaan? Kom ons kyk na 1 Korintiërs 10 vers 13. Daar staan, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike een nie. Maar God is getrou, en dan sê hy, wat nie sal toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie. Kom ons, die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê, is hierso staan, nie dat God versoek nie, want God versoek niemand nie, sê die woord. God versoek niemand nie, dis die eerste ding. Die tweede ding wat ons mekaar moet sê, is dat hy sê, God sal nie toelaat dat ons bo ons vermoë versoek word nie. Nou dink mense, wanneer ek sê, die Here sal jou nie meer gee as wat jy kan hanteer nie, dis dieselfde ding. Hier praat hy oor versoeking, en as ons praat oor gee, dan praat God oor vermoë. Dis twee verskillende goeters. Ons kan hulle nie by mekaar sit nie. Dit sê nie, jy sal nooit aan die einde van jouself uitkom nie. Die vers gaan oor versoeking en nie oor die laste van die lewe nie. Want sien, as ons sê,
God gaan jou nie meer gee as wat jy kan hanteer nie, dan praat ons eintlik oor dit wat jy moet hanteer, die las wat jy moet dra, nee. Nou is dit maklik ook om saam met dit te sê, en ek gaan dit nou maar hierby insit, om te sê dat God sê, sy las is lig, sy juk is sag en sy las is lig. Nou beteken dit vir ons, as ons dit lees alweer, ons maak die aanname, dit beteken, weet jy wat, dan gaan ek nooit verskriklike goed ervaar nie, want Jesus se las is dan nou sag. Hallo? Maar die verwysing is daarso na die feit dat God jou sonde op hom neem. Dat hy die las vir jou gedra het. Sodat jy net op hom hoef te vertrou en nie hoef te vertrou op die feit dat God moet jou sondes vergewe en nou moet jy werk daarvoor om het. So dis heeltemal 'n ander ding, nee. Die Bybel verwys wel na oorweldigde gelowiges. Nou kom ons probeer hierdie mite so bietjie size maak. Kom ons probeer om bietjie uitmekaar uit trek, dat ons kan sien wat gaan aan. Nou, as ons na 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 9 toe gaan, dan staan daar, want ons wil nie hê, broeders, dat julle onkundig moet wees van ons verdrukking nie. Ok, so Paulus sê, hy het verdrukking gehad. Nou hoor nou wat sê hy van sy verdrukking. Hy sê, dat ons bo ons krag, wat? Bo ons krag, uitermatig swaar gelei. Voel jy ook partykeer so, oom en tannie? Broer, suster, meneer, mevrou? Voel jy ook partykeer so? Wat jy net voel, this is too much. Ek kan dit nie hanteer nie. Wat jy net vir jouself sê, it never rains but it pours. Ek kan dit net nie ophou nie. Ek dink ons almal voel so. Maar nou as ek gaan kyk na Paulus, Paulus was geslaan. Paulus was vir dood gelaat 3 keer in sy lewe. Wat hy by die dood omdraai, en hy help hulle om, en dan kom hy weer reg, en hy hou hy nie op preke nie. Want hy het verdrukking geken. Hy sê dat ons bo ons krag uitermate swaar gelaai was, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. So hy sê, ek het gedink, ek gaan dood. Nou dis maklik om 'n ding te lees, as jy dit net lees, want jy lees net woorde. Maar is 'n ander ding om dit te beleef. Is 'n ander ding om dit te voel. Nou ons moet uit die aard van ons werk hospitaal toe gaan en saam met mense gaan bid en met mense praat wat siek is en wat seer het en mense beleef wat op hulle sterfbed lê en sien hoe dat mense ly. Maar is my snaaks, my oë kan dit sien, maar eers toe ek self in 'n situasie was wat ek gevoel het, nee, ek weet nie of ek vanaand gaan maak nie. En nie eens so siek was soos die ander mense nie, het ek geweet wat hulle ervaar en wat hulle pyn is. Dis al wanneer jy dit kan ervaar. So as ons vir Paulus hier lees, dan klink dit vir ons so, dis daar, hy het gelei. Ja, dis 'n oulike storie, maar ons verstaan nie dat Paulus weet presies waardeur ek en jy gaan nie. Jy sien, Paulus sê die druk was bo sy vermoë. Hy erken, hy druk gehad en hy pyn gehad en dit was bo dit wat hy kon hanteer. Dit is nou maar net so. Nou verduidelik hy hoekom dit gebeur het. Hoor hierdie woorde. Sodat ons nie op onsself sou vertrou nie. Jo. Ons leer by mense, mos, omdat jy 'n pappa is, gaan jy nooit dat jou kind suffer. Hallo? Ek dink julle het my gehoor.
In die wêreld waarin ek leef, hoor ek mense gou-gou sê, weet jy wat? God wil net vir jou die mooiste en die oulikste hê. Dit is so, God wil vir jou die oulikste en die beste en die mooiste hê. Maar hier is die moeilike een om daarby te sit, want ouens hou nie van om hierdie een te hoor nie. Want sien, die kerk moet 'n lekker cozy plek wees. Ons moet net 'n sagte sitplek hê en dan moet 'n aircon wees. Dit moet net lekker wees. Die lewe moet net lekker wees. En dis 'n gevaar van die tyd waarin ons leef. Alles moet net lekker wees. En ek sê dit nie om jou uit te haal nie. Ek sê dis die realiteite van waarin ons leef. Dis hoekom ouens in die dorp ry, dit moet lekker wees. Daar moenie 'n stopstraat wees nie. Ek moet net ry, want dit moet net lekker wees. En jy moenie vir my sê wat maak jy nie, want jy moet net lekker wees. Verstaan? Ek verwys daarna nou komies, maar die erns daarvan is dis wat ons beleef dag na dag. En die oomblik as 'n ding 'n bietjie ongemaklik vir ons raak, dan hardloop ek na die Here toe. Ek gaan nie sê ons almal nie, want ek weet ek doen dit. Dan gaan vra ek vir die Here en sê, Here, hierdie ding is vir my regtig ongemaklik. Wil U nie hierdie ding vir my wegvat? Dis wat ek doen. Maar wanneer ek die woord van die Here lees, dan sien ek nie almal het daai voorreg dat dit net weggaan nie. Wat ongelooflik is om te sien hoe dat Paulus sê, dat God het dit toegelaat in sy lewe sodat hy op hom kan vertrou en nie op homself nie. En it's amazing dat hy sê God wat die dode opwek. Is asof Paulus sê, weet jy wat, as God my wou laat doodgaan, dan kon hy my laat doodgaan, want hy kan my uit die doodheid ook opwek. Jo. En Paulus het dit verstaan, want hy was 3 keer op daai plek waar hy amper dood was. So luister mooi, die druk was op Paulus ook. God sal toelaat dat jy by die einde van jouself kom, sodat jy kan begin op hom vertrou. Dis nie 'n lekker een om te hoor nie. God sal toelaat dat jy daardeur gaan. So hoekom? Wel, in die eerste plek, as alles net gemaklik is, dan laat dit my nogal dink aan het julle al gehoor van die padda in die ketel, in die pot? Hulle reken, 'n padda werk so, dat as jy hom in 'n pot met koue water sit, en jy sou die water geleidelik begin warm raak, dan raak die water so warm, dat die padda nooit uitspring nie, en dat hy doodgaan binne in die water, omdat die water geleidelik warm word, en hy nie agterkom nie, en dan raak hy naderhand verlam. Nou, in 'n mate gebeur dit met ons so. Ons raak so gemaklik, dat ons binne in ons gemaksone bly, en nie wil druk hê nie, dat wanneer die druk te veel raak, dan knak ons te maklik. Maar as jy kan leer om saam met God te beweeg en deur alles te gaan in die lewe en selfs binne in jou pyn op hom te vertrou en te sê, Here, ek kan dit nie doen sonder U nie, dan maak God jou plooibaar, buigbaar, soos 'n palmboom. Want sien, God maak jou wortels, dat hulle dieper is in hom, nie in jouself nie. Nou, let wel, ons as Pinkstermense vertrou op God se Heilige Gees. Die wêreld waarin ons leef, leer jou, jy moet selfvertroue hê. Hallo? Jy moet selfvertroue hê. Kom nou, jy moet nou selfvertroue hê. Jy is 'n oulike ouetjie, né? In steede van om te verstaan dat jou vertroue moet in God wees, hy is die een wat jou die vermoë gee. So as jy dan in 'n plek instap en jy kan iets doen, as dit nie omdat jy dit kan doen nie, is omdat God jou die vermoë gee om dit te kan doen. Dit is nodig dat ons daai onderskeid maak. Psalm 46 vers 2 sê,
God is ons toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy hoog te vind. So God sê nie, daar gaan nie 'n storm wees nie. Hy sê net, in die middel van die storm, gaan ek op hom kan vertrou. In die middel van die storm kan ek seker maak, hy is daar. Nou, ons gebruik die beeld van Jesus wat in die boot is, in die storm wat opkom, as 'n analogie daarvan. Omdat Jesus in die boot was, hy het geweet wat die Here voor hom gesit het, en waantoe hy op pad is, so hy het geweet, hy gaan nie sterf nie. Die klomp van hulle wat in die boot was, wat vissermanne was, wat gewoond is daaraan, het geweet, ons het moeilikheid, want hierdie storm kan ons einde beteken. En Jesus lê in slaap. Want hy weet wat voor lê. Sien, dis die verskil. Ek en jy moet kan leer om in Christus so te wees, dat ons weet, hy is in die boot, hy weet wat môre voorhou. Selfs, hoe sê Paulus nou, selfs in die dode. Dis 'n verskriklike een om te dink, nee? Want dood is 'n redelik finale ene. Dis nie net suffer nie. Jesus sê, glo in my, maar dan sê hy ook, en glo in my Vader. Dis hoekom ons op hom kan vertrou. En wat is die gevaar van hierdie mite? Wanneer iemand sê, God sal jou nooit meer gee as wat jy kan hanteer, nie, veroorsaak dit, dat mense dink hulle is swak, wanneer goed gebeur. Ek dink nie, ek weet nie of julle dit gehoor het nie. Die probleem is, wanneer jy vir mense sê, God sal jou meer gee as wat jy kan, sal jou nie meer gee as wat jy kan hanteer nie, gaan mense, wanneer hulle in 'n situasie is waar die druk so baie raak, dat hulle voel, hulle is 'n swakkeling, hulle weet nie wat om te doen nie. Dis wat gaan gebeur. Maar ons swakheid, hoor hierdie woorde, is nie 'n diskwalifikasie nie. Weet jy wat 'n diskwalifikasie? As hulle die ou afsit en hulle moet hardloop, en hy 2 keer gevals staart val. Ek weet nie wat noem hulle dit in Afrikaans nie. As hy weggespring het 2 keer te vinnig, dan diskwalifiseer hulle hom. Hulle sit hom een kant. Hy mag nie meer aan die wedloop deelneem. So jou swakheid diskwalifiseer jou nie. Haal jou nie uit die wedloop uit nie. Inteendeel, jou swakheid bring jou op 'n plek van kwalifikasie. Want nou kan God begin werk. Wil jy vir my sê dis goed as ek swak is? Actually ja. Want sien, as jy, soos Paulus kan besef, dat jou swakheid maak dat God se sterkte meer gewys word as jy op 'n goeie plek. That qualifies you, nee. Hier sê Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 9, hy sê, my genade, dit het God vir hom gesê, want hy het vir die Here gevra, Here, ek het 'n doring in my vlees. Hy sê, ek kan nie hierdie ding handle nie, Here, dis bo my vuurmaakplek. Sê God vir hom, my genade is vir jou genoeg. En dan sê God vir hom, my krag word in swakheid volbring. So God se krag wys op sy beste in swakheid, wanneer jy sterk is, en nie wanneer jy sterk is en in beheer is. As ons kyk na Jesus in Getsemane, dan kom ons agter dat selfs Jesus, wat geweet het wat hy moet doen, voor sy Vader erken, hy weet nie of hy hierdie ding kan deurvoer nie.
Wanneer ons daar gaan lees, dan sien jy dat die Bybel sê dat Christus het gekniel en hy het gebid by homself en hy was in soveel angs en soveel spanning, dat die woord sê sy sweet het soos bloeddruppels geword. En dan roep hy en hy sê, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker, laat hierdie las, laat hierdie ding by my verbygaan. En op daai stadium het die disippels nie verstaan wat Jesus sê nie. Hulle het nie verstaan hoekom dit vir hom so stryd is en dat hy daar is om te bid nie, maar Jesus het geweet wat voor lê. Hy het dit gesien. En dan sy woorde, Vader, nog steeds nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Wat die Vader wil hê, want die Vader, hy het verstaan dat dit wat hy deurgaan, gaan 'n redding bring vir die mensdom. Dit maak bietjie van 'n verskil, nê? Nee. Nou het jy al daaraan gedink dat somtyds is dit wat jy deurgaan dalk vir jou ongemaklik, maar dit help iemand anderste. Hallo? Baie keer wil ons gemak hê, maar ons gemak veroorsaak dat iemand anderste nie kan ontvang wat God wil hê hulle moet ontvang. Dis 'n ongemaklike een, nê? God wil graag hê dat iemand hom moet leer ken. Wat vir my ongelooflik is om te dink dat hierdie Jesus, as jy jou woord lees, dan kom jy agter, hy's op een slag is hy God, en op een slag is hy mens, in een. En dat selfs hy wat God is, wat sy majesteit neergelê het, eenkant gesit het en gesê het, ek sal bereid wees om nie my godheid te gebruik nie, dat hy hierdie pyn ervaar. En dat hy bereid is om daardeur te gaan. So wat het God dan nou werklik beloof? Dit is wonderlik om vir mekaar te sê, God is 'n belofte houer. He's a promise keeper. Dit wat God beloof, dit doen hy. So kom ons kyk na God se belofte. Hy het beloof, jy kan dit hanteer, want ek sal by jou wees. Jesaja sê, as jy deur die water gaan, is ek by jou. As jy deur die vuur loop, hoeveel van julle het al probeer 'n bietjie deur die vuur loop? Ek gaan nie probeer nie. Hoort mense se voetjies in die vuur? Wie van julle het al in die sneeu geloop en gedink is baie lekker en gespeel, tot jou voete begin doodgaan en seer word, dat jy huil van die pyn. En dis net sneeu. Nou dink ek, 'n tydelike pyn is so groot. Kan jy dink hoe voel dit vir iemand in sy gees en in sy siel wanneer hy deur 'n ding gaan wat soveel pyn en lyding vir hom veroorsaak? God wil hê ons moet weet dat hy gaan jou help daardeur. Nie om dit nie te hê nie, maar om dit te hanteer. So, let op, hy het nie gesê jy sal nie deur die waters gaan nie. Hy het nie gesê jy sal nie deur die vuur gaan nie. Hy het gesê ek is by jou. Wat vir my wonderlik van hierdie is dit beteken dat die belofte wat God maak vir jou om jou druk te hanteer is sy teenwoordigheid. Hallo? Gaan dit weer sê? God se belofte aan jou om deur jou pyn en deur jou ongemak en deur jou moeilikheid te gaan wat jy dink jy kan nie hanteer nie, is sy teenwoordigheid.
En een van die dinge in die lewe wat mense nie kan verstaan nie, is hulle dink ons het godsdiens, hulle dink ons het kerk, hulle dink ons het 'n gebou, en dit is waaroor die lewe gaan. En hulle mis die feit dat dit gaan oor die teenwoordigheid van God. Het ons die gebou nodig? Yes, want ons moet by mekaar kom. Het ons mekaar nodig? Yes, want ons het mekaar se gees nodig en siel nodig, want ons moet met mekaar kan saamleef in hierdie spasie en saam kan kuier in hierdie spasie. Maar dan bly God se teenwoordigheid by jou elke dag, sodat jy kan hanteer wat jy moet hanteer, nie in jou eie krag nie, maar in sy krag. En sodat jy daar buite kan leef, dat 'n wêreld hom kan sien. Wie hy is. Jy sien, dis waar die verskil lê. Die wêreld moet geld of een of ander vorm van iets hê om te hanteer wat hulle moet hanteer. Ek en jy het God se gees wat binne in ons woon. Wat maak dat ons dinge heeltemal anders te kan hanteer. En hoekom? Daar's 'n doel met druk. Daar's 'n doel met druk. En moet nou nie die volgende goed opsit, nee. En dan begin julle te lees. Wie kan ek vir die dames vra, as julle nou nie julle mans te styf vashou, of julle mans julle te styf vashou nie. Wie van julle het 'n drukkoker? 'n pressure cooker? 'n Tedelex of 'n whatever, maar 'n pressure cooker. Manne, nou sit julle beurt om julle hande op te steek. Wie hou van 'n lekker bord gekookte kos? 'n lekker bord boerekos, nee. Nou kom ons wees eerlik met mekaar. Jy moet daai vleisie party daar in 'n pot vir baie lank sit, tot ons 'n pressure cooker gekry het. Hallo? En as jy nou die vleisie in die pressure cooker sit, dan in steede van om nou vir 2 of 3 ure daai ding daar te laat staan en idle, ons kook vinnig die vleis net so vinnig met die pressure cooker voordat ek kom in die potjie sit. Dan vat ek nie so lank met die potjie. Kroek 'n bietjie. Maar daai druk help om iets te doen. Die ouens by die myne en die ouens by verskillende industrieë sal vir jou sê dat druk kan op verskillende maniere op 'n baie positiewe manier gebruik word. Hallo? Dink 'n bietjie as jy jou kar was, die manne wat hierdie John Louis hou van hierdie ene. John Louis, die high pressure wasser. Om die kar mee te was, hulle nou die dag die trekker hier buite gewas, ek het gehoop hy start nog na die tyd, as al die olie af is. Maar daai druk help om sekere goeders te doen. Ek wil vir jou sê, die druk van die lewe help jou en my. Want hoe groter die druk, hoe meer bid jy. Ek is verbaas julle is bereid om amen te sê. Want dit is net so, as die druk meer word, kan jy maar kyk, jy bid meer intens, jy bid langer, jy bid meer. En die eerste ding wat mense oorkom, selfs ouens wat nie eens in die kerk is nie, hulle weet vinnig wie's op speed dial om te bel wanneer daar moeilikheid is. Want sien, as die pastoor gaan bid, dan moet die Here luister. Tot die wêreld weet dit. Dink dit. Hulle weet wie is 'n gelowige, want dan moet die gelowiges bid. Maar die res van die jaar kan jy doen net wat jy wil. Maar as die druk daar is, dan kan mense, en is snaaks genoeg, dan moet die kerk en mense help. Maar die res van die tyd
Wie is julle? Dit gebeur, nee. Dit veroorsaak ook, jy kan dit nou maar opsit, wat my geloof versterk. Want as ek onder druk is, ek vertrou die Here en ek sien wat die Here doen, dan versterk dit my geloof, dat ek verstaan maar die Here het dit gedoen. Dis belangrik. Die volgende ding is, dit vergroot my oorgawe. Want as ek sien wat het die Here in my lewe gedoen, dan is ek meer geneig om te sê, maar ek gaan saam met die Here wandel. Is hier dalk iemand wat vanmôre hierso sit, maar ek was in so 'n situasie, waar ek het nie die Here gedien nie, en ek was onder druk, en toe ek na die Here toe gaan, het die Here my geantwoord, die Here het my verlos, selfs van substance abuse af, en dan hou jy aan die Here vas, want jy besef, jou hulp kom van die Here, en nie van jou substance, of van dit wat jy kan doen. Nee? En ek wil net vir julle sê, ons as predikante, pastore, dominees, whatever, ervaar dieselfde goed. Dink julle pastore het nie versoekings nie, dink julle pastore het nie druk nie, dink julle, ons ervaar het net soveel. Ons moet ook die Here daarvoor vertrou, dat die Here ons loskry en vry kry uit 'n lewe uit van verslawing en goed. So die dinge wat jou oorweldig, vorm jou dikwels. God probeer jou nie verpletter nie, hy probeer Christus in jou vorm. Hallo? God probeer jou nie verpletter wanneer hy los dat hierdie goed met jou gebeur nie, hy wil hê jy moet groei. Ek is eerlik, my seuns is uit die huis uit. En dan hoor ek, hulle het die moeilikheid of daai moeilikheid. Dan wil my brein, nee, kom ons sê, dan wil my hart, en mamas kom het ook oor, dan wil my hart die foon optel en sê, hoor hierso, ek sal jou help met die en daai. En dan sê my gesonde verstand vir my, Leon, los dit. Dan kry jy ander mense, maar dis jou kind. Ek sê, dis exactly. Ek kan nie elke keer spring, wanneer hy moeilikheid het nie. Want hy moet leer om groot te word. En dis wat ek wil hê, jy moet verstaan ook vandag. God spring nie elke keer vir jou moeilikheid om jou cozy te hou nie. God laat partykeer daai goed toe vir 'n tyd lank, sodat jy kan leer op hom te vertrou, en dan gee hy vir jou. Jog, maar julle is stil. Is dit moeilik? Dis 'n moeilike subject. So, die vraag vir jou en my vanmôre is dood eenvoudig dit. Wat dra ek en jy wat so swaar voel? Dit kan finansiële druk wees. Dit kan wees dat jy en jou kinders het dalk is ver van mekaar af en julle het 'n fight gehad. En nou hang daar so dik swaar wolk. Niemand wil niks sê nie, en niemand wil die stap vat en sê, hoorie, ek sal begin en ek sal jammer sê en ek sal vrede maak. Ek wil net so by the way sê, die woord sê dat God het die vredemakers lief. God het die vredemakers lief. Huweliksprobleme. Het jy gesondheidsuitdagings? Oralste in jou lewe gaan jy druk ervaar. Ek wil vanmôre saam met jou bid en die Here vra dat hy jou sal help, dat jy dit nie alleen hoef te hanteer nie, maar dat jy dit met sy hulp sal kan deursien. So as ons vanmôre weer moet vra of sê, het God gesê, hy sal my nie meer gee as wat ek kan hanteer nie, dan sê ons nee. God kan toelaat dat jy meer moet hanteer, want hy wil jou help om dit te hanteer. Dis wat ons vanmôre vir mekaar sê. En kom ons vertrou die Here dat dit wat hy doen is ver beter as dit wat ek by myself kan doen.
Ek wil net vinnig teruggaan na die ding oor 'n verhoudingsgod toe. Omdat God 'n persoon is, nie 'n persoon soos ek en jy, 'n vleespersoon nie, maar 'n persoon, het hy jou en my gemaak soos wat hy is, want hy sê, kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. So dit wat binne in jou is, het die Here daarin gebou. Die feit dat jy emosie het, die feit dat jy kan besluite neem, die feit dat jy kan optree, die feit dat jy kan 'n besluit neem. Dis alles deel van hoe God jou gemaak het. En net soos wat jy 'n verhouding het met jou vrou en met jou kinders en met mense rondom jou, wil God hê jy moet in 'n verhouding wees met hom. Dis die antwoord op die hele ding. En wanneer jy in verhouding is met hom, dan kan hy in jou lewe werk. God is nie 'n ATM, 'n OTM nie, outomatiese tellermasjien nie, wat jy net nou en dan ingaan en as jy net die regte kode ken, druk jy net die kode in en dan kom uit wat jy wil hê nie. En dis die ding van die Bybel. Lees die hele Bybel, jy sal die heeltyd sien, dis hierdie verhouding ding. Dis hoekom God 'n man en 'n vrou vir mekaar gegee, dat hulle in 'n verhouding met mekaar kan wees. Dis hoekom hy vir hulle kinders gee, sodat die kinders en die ouers in verhouding met mekaar kan wees. Hoe oorkom jy jou moeilikheid in die lewe? Hallo? Met verhouding. Baie keer dink ons alles kan met geld reggemaak word. As my vrou baie kwaad is vir my, help dit nie, ek gaan trek geld en ek sit vir haar geld neer en nou sy happy nie. Ek sê dit nou tong in die kies, maar eintlik is dit regtig so. Ek moet regmaak, ek moet die verhouding herstel, en wanneer dit happy is, en dis my weird, né? Ons sien dat mense of hulle geld het en of hulle nie geld het nie, as hulle happy is met mekaar, dan is hulle happy. So, onthou, God is die een wat graag in jou lewe wil werk en in verhouding is met jou. Maar hy wil hê jy moet floreer, hy wil dit graag hê, maar om te floreer het jy partykeer druk nodig. Daarom het jy druk nodig. Amen. Wil jy nie saam met my staan? Ek wil jou vra om vanmôre, daai pakkie wat jy vanmôre sê, Here, maar ja, hierdie ding kan ek nie hanteer nie. Help my, Here. En onthou wat het ons nou vir mekaar gesê. Beteken nie die Here gaan die pakkie wegvat nie, maar hy gaan jou die vermoë gee om dit te kan hanteer, sodat wanneer jy aan die einde kom, dat jy kan sê, dis die Here wat dit gedoen het. Ek kon dit nie by myself gedoen het. Amen. Kom ons gee dit vir die Here. Vader, vanmôre kom ons en ons erken. In die eerste plek kan ons onsself nie red nie. Here, dis bo ons vuurmaakplek en ons sê dankie dat U seun gegee het om vir ons te sterf, sodat ons die voorreg het om gered te kan wees deur dit wat U gedoen het. Maar Here, ons erken ook vanmôre in terme van ons finansies, ons erken in terme van ons gesondheid, ons erken in terme van ons verhoudings met ander mense, en 'n klomp goed in hierdie wêreld, is daar soveel goed wat soveel druk is, en goeders is wat ons voel, ek kan nie meer nie, Here, ek gee op, ek is aan die einde van my tou. Ek wil vra, Vader, dat U sal kom met U vermoë, en dat U in mense se situasies vanmôre, in elkeen van ons se situasies sal kom, en dat U vir ons nie noodwendig uitkoms gee nie, maar dat U ons sal deurdra deur dit, sodat ons kan sien, dit is U. Here, mag die wêreld ook sien, dit is U.
en U verheerlik, want bo alles moet U die lof en die eer ontvang. Here, dankie dat ons nie net op onsself hoef staat te maak nie, maar dat U ons vir mekaar gee om mekaar te bemoedig en mekaar te dra. En dankie dat U Gees gee om in ons te woon en in ons te werk, sodat ons naby aan U kan wees. Dankie vir die feit dat ons in 'n verhouding kan wees met U, nie uit onsself nie meer, maar deur dit wat Christus vir ons bewerkstellig het. Here, ons eer U daarvoor. Here, en as daar iemand is wat vanmôre hierso staan en sê, maar ek ken nog nie hierdie verhouding met die Here nie, wil ek bid dat U vanmôre vir hom of vir haar, dat U hulle sal verbind aan U. Here, dat U hulle sal deel maak van U familie. Here, dat U hulle sonde en hulle skuld en hulle skuldgevoelens sal wegwas en hulle nou 'n kind van God maak. En mag hulle van hierdie dag af aan saam met U stap en saam in 'n familie U dien en U eer. En dankie Here vir die effek daarvan op hulle familie, sodat hulle die saligheid, die lewe wat daar in U is, die oorvloed kan ervaar in Jesus se wonderlike naam. Amen.